Julle kan dan julle Bybels blaai na Romeine 8. Romeine 8 van vers 31 af, daai oorwinningslied. Dis die opskrifie wat die vertalers daar gegee het vir daai paar verse. Bekende paar verse, en dan gaan ons ook kyk na Sondag 18. En wat ons bely in Sondag 18 oor Christus se hemelvaart. Ons hoor net eers die Here se woord. Romeine 8 van vers 31 af. Romeine 8 vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Net tot daar is die Here se woord, en dan leer ons in vraag en antwoord 46. Wat verstaan jy onder opgevaar het na die hemel? Dat ons glo Jesus het opgevaar na die hemel. Die antwoord: Christus is voor die oë van sy disippels van die aarde af na die hemel opgeneem, en hy is vir ons daar ten goeie, totdat hy weerkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos hy ons beloof het nie? Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is hy nie meer op aarde nie. Maar wat sy godheid, majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit meer van ons af weg nie. Maar as die mensheid nie oral is waar die godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie? Nee, glad nie. Die godheid kan immers deur niks ingeperk word nie, en is oral teenwoordig. Hieruit moet volg dat die godheid wel buite sy aangenome mensheid is, maar tog ook daarin is en persoonlik daarmee verenig is. En dan die laaste vraagie by hierdie Sondag, waarby ons meer gaan stil staan. Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Ten eerste dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is. Ten tweede dat hy ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy as die hoof ook ons, sy lede, na hom toe sal neem. Ten derde dat hy sy gees as waarborg na ons toe stuur, deur wie se krag ons soek wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit en nie wat op die aarde is nie. Dis dan nou waarby ons vanaand stil staan uit die Here se woord.
Sondag 16 tot 19. Dis nou Christus se dood, Sondag 16, Sondag 17 Christus se opstanding, Sondag 18 Christus se hemelvaart en Sondag 19 Christus wat as opgevaarde as koning sit aan die regterhand van God. Daai 4 Sondae word in een versie saamgevat. Dis vers 34. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, Sondag 16. Ja, meer nog wat ook opgewek is, Sondag 17. Wat ook aan die regterhand van God is, Sondag 19. En waar ons vanaand stil staan, wat ook vir ons intree. Dis die werk van Christus. Dis wat hy gedoen het. Hy het dood gegaan, het opgestaan, hy het opgevaar in die hemel, hy sit aan die regterhand van God en hy tree vir ons in. En in die Heidelbergse Katekismes en hier in Romeine 8 is die doel wat Paulus gee en dan wat die Katekismes uit die skrif uit neerpen. Die doel is om die gelowige te troos met hierdie waarheid. Dis wat Christus gedoen het, dis wat hy nou doen in die hemel, en is daar om ons te troos. Wie is dit wat veroordeel? Wie kan beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Wie kan ons sekerheid wegvat? As dit is wat Christus doen en gedoen het. Hy het dood gegaan aan daardie kruis. Regtig dood. Hy het die straf gedra wat ons moes dra aan sy liggaam, deur sy hele lewe, die toorn van God gedra, soos ons vanoggend weer gesien het by die nagmaal. En hy is uiteindelik dood. Waarlik dood. En so laasweek week daarby stilgestaan, het regtig opgestaan. Opgestaan en toe kyk ons na die nut van Christus se opstanding, daai 3 goed is weer eens ons regverdigmaking. Ons kan nie aanvaar word vir God as Christus dood gebly het nie. En ons heiligmaking, ons staan in 'n nuwe lewe op in die krag van Christus se opstanding in Christus. Hy is my lewe nou en ek kan ook hoop my verheerliking. En dis baie dieselfde nou met Christus se hemelvaart. Jesus is dood en het regtig opgestaan. En sy hemelvaart, in sy hemelvaart word hierdie geloof in Christus as die enigste verlosser, ons regverdigmaker, net nog meer bevestig. Jesus het opgevaar en daarom kan niemand veroordeel nie. Ek is reg voor God. Soos daai versie sê, niemand kan verskuldiging inbring nie, niemand kan iets op my rekening skryf nie, want ek is reg voor God. Jesus is dood, hy het regtig die straf betaal, hy het opgestaan uit die dood, die offer is aanvaar, en hy het opgevaar in die hemel. Ons is regverdig, want Jesus het in die hemel opgevaar. 1 Petrus 3 sê dit ook, ons het nou 'n skoon gewete, met geen beskuldiging teen ons nie. Omdat Jesus dood is, opgevaar het, opgestaan het en ook in die hemel opgevaar het. Omdat hy daar is as koning, priester en profeet, is Romeine 5 vers 10 so waar. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, soos regtig sy dood het vir ons regverdigmaking bewerk, maar dan veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Dit wat Jesus regtig en volkome gedoen het, in en met sy dood, bevestig hy met sy opstanding, en nou met sy hemelvaart en lewe. Ons word gered, omdat Jesus lewe aan die regterhand van sy Vader. Nou ons gaan vanaand net fokus op Jesus se reddingsdaad, op die oomblik as ons pand en ons voorspraak in die hemel. Dis daai laaste vraagie van Sondag 18.
die nut van die hemelvaart van Christus vir ons. So ons lees in Handelinge 1 vers 9 die feit van Jesus se hemelvaart. Hy het voor die oë van sy disippels in die hemel opgevaar, hy's opgeneem. En dit gaan saam met wat die apostels moes wees in vers 8 van Handelinge 1. Hulle moes getuies wees, en daar is hulle getuies. Hulle sien, Jesus het regtig opgevaar in die hemel. Hulle was getuies van Jesus se hemelvaart. Hulle het dit eerstehands gesien en beleef, en daarom kon hulle as betroubare bronne dit nou oorvertel aan die disippels van Jesus. Dit het regtig gebeur, en daarom is ons verlossing in Jesus regtig vas. En daarom ag die katekismes dit so belangrik om hierdie feit te noem. Wat verstaan jy onder opgevaar in die hemel? Christus voor die oë van sy disippels. Hulle kon eintlik daai uitgehaal het. Maar die katekismes noem dit spesifiek, hy's voor die oë van sy disippels van die aarde af weggeneem. Om te onderstreep, hulle moes getuies wees. Getuies van wat daar gebeur het. Hy's voor hulle oë opgeneem, opgevaar, sodat dit vas is. Hy is in die hemel. Maar terwyl hy in die hemel opgevaar het hy sy hande opgehef en hulle geseën, sê Lukas 24. En met daardie daad het hy gewys, dis wat hy nou besig is om te doen. Hy het seënende opgevaar. Hy seënende opgeneem in die hemel, sê vers 51 van Lukas 24. Hy het gewys, hy is steeds hy het nie opgehou om die priester te wees volgens die orde van Melchisedek nie. Hy is nog steeds die priester na sy offer. Hy is nog steeds besig om goeie hoëpriester te wees, en daarom vaar hy in die hemel op met sy hande omhoog, seënende. Dit is asof sy hande nooit laat sak het nie. Dis soos sy disippels hom gesien het, opgevaar in die hemel, terwyl hy hulle seën. Dis die laaste beeld wat die apostels van Jesus het. Seënend in die hemel in. Vaar in die hemel op met sy hande en seën sy volk. Dis hoekom as Christus verskyn op sy dag, die dag van die Here, op die eerste dag van die week, dan is dit wat ons ontvang. Christus gee dit nog steeds. Hy het nie opgehou, hy het nie sy hande laat sak nie, hy is nog steeds besig om sy kerk te seën. Ons gaan, as die Here wil, volgende week seker meer in detail stil staan by Jesus wat as koning gawes uitgiet op sy volk, omdat hy koning is wat die vyand vernietig het. Maar die grond van hierdie seën wat Jesus seën is, julle het verhouding met die Vader in my. Dis wat seën is. Werklike saligheid is om God te ken in hierdie verhouding. En hy doen dit soos wat hy opvaar in die hemel. Daarom is dit presies wat sy hemelvaart vir ons bevestig. Julle het verhouding met die Vader en al die ander seëninge wat daaruit vloei. Werklike heiligmaking. Werklike sondevergifnis, waarop ons nou gaan stil staan. Werklike lewensveranderende verhouding met die Vader. En hoekom kan hy dit doen? Want hy het as oorwinnaar oor die sonde en die dood en die duiwel opgevaar na sy troon aan die regterhand van God. Maar en ons weer eens, dis Sondag 19, maar dit beteken hy het in sy triomftog opgevaar na sy troon met sonde en dood aan die wiel van sy oorwinningswa. Hulle sleep agter hom aan met 'n bloedstreep. En dan soos Efesiërs 4 vers 8 sê, en terwyl Paulus dan Psalm 68 aanhaal, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem. Die wat ons gevange geneem het hy as oorwinnaar agter sy wa aangesleep as buit.
nadat hy met sy kruisdood en opstanding die sonde se skuldbrief vasgenaal het, die vyand van dood kaal uitgetrek het, hulle in die openbaar opgehang het hy hulle oor hulle getriomfeer in die hemelvaart optog na sy troon. Hy het hulle vlag in flarde geskeur en sy vlag laat wapper. Hy is die koning. Soos 'n koning wat die vyand aan die wiel vasmaak en deur die stad ry om te wys wie is regtig koning. Sonde en dood is doodgemaak. En as hierdie seënende oorwinnaar priester koning het hy toe by die poorte van die heilige berg van die Here gekom, die hemele, by sy Vader. Hy het as 'n mens, soos wat die Sondag ook sê, hy is regtig mens, met 'n menslike liggaam wat op een plek op 'n slag kan wees. Hy het as mens by die ewige deure opgedaag. En hy het gesê, wat ons net nog gaan sing, hef op julle hoofde, o poorte. Verhef julle ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. Maak oop, want die koning het gekom. Hy het ingegaan, en dan antwoord die skare, wie is dan tog die Here koning? Dis die Here van die leerskare wat gekom het uiteindelik. Hy is die Here koning. En hy het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hierdie ingang was nie net 'n sommer, niemand het opgekyk nie. Dit was die koning wat gekom het. Dit moes 'n verskriklike onsagwekkende oomblik gewees het. En dit moet nog vir ons ook wees, as ons hieraan dink. Ons wat nou deur sy lewe daar gered word. Hy het as 'n mens in die hemel ingestap op grond van sy eie werk. Vir die heel eerste keer. Hy kon as mens daar by die poorte sê, maak oop, want die koning het gekom. Hy het die poorte oop verdien as 'n mens. Hy het in sy lyding perfekte gehoorsaamheid, ware geregtigheid geleef, sy offer is aanvaar, die werk is gedoen, dit wat hy daar aan die kruis hard en duidelik gesê het, word nou hard en duidelik in die hemel gesê, toe hy instap na sy Vader toe, dit is volbring. Dit was genoeg. En dan antwoord die skare ook, die engele, dit is volbring. Die Here koning het die werk klaar gemaak. Ere aan hom. Ere aan hom. Deur een offer het hy gedoen wat hy moes doen. En hy het geen een van sy skape agtergelaat nie. En as mens en volkome priester wat die offer gebring het, wat gebring moes word, het hy as leidsman ook in die hemel ingestap. As oorwinnaar koning, as priester en as leidsman. Hy het as ons hoof, ons verbondshoof ingegaan en daarom kan ons ook volg. My hoof het ingegaan en daarom is ek reeds daar. Ek is deel van die liggaam van Christus en die hoof is reeds daar. So sy liggaam is in beginsel reeds daar. Die offer is aanvaar en daarom kan ons ook ingaan. Ons vlees is reeds in die hemel. Daar's 'n mens met 'n liggaam in die hemel. Jesus. Hierdie is so goed. Daar's 'n mens met 'n liggaam en siel in die hemel. En dis nie net enige mens nie, hy is my hoof. En ons het dit nou die vorige 2 weke in die katekismes ook gesien,
wat met die hoof gebeur, gebeur met die lede ook. Hy het dood gegaan, ons het dood gegaan. Hy het opgestaan, ons het opgestaan. Hy het opgevaar. Efesiërs 2:6 sê, ons het ook opgevaar. Hy het ons saam laat sit in die hemele. Dis nie net toekoms nie, ons in beginsel het ons reeds opgevaar, want ek is in Christus. En ons kan aan die een kant sê, dit is so waar soos sy dood wat reeds plaasgevind het, en daarom word dit gestel in verlede tyd. Dit is so seker dat dit verlede tyd is. Ons het opgevaar, en dit is so seker dat ons ook gaan opvaar, omdat my hoof daar is. Maar dit is ook 'n reeds wat ons nou al ervaar. Omdat Christus daar is ons in beginsel ook reeds daar. Ons is saam met Christus in die hemele. Ons het gemeenskap met hom. Dit wat ons hier op aarde, ja, met sonde wat nog aan ons kleef ervaar, in gemeenskap met Christus, om die Vader te ken in Christus deur sy Gees, dit is die ewige lewe, sê Jesus in Johannes 17. Die toppunt daarvan ervaar ons in die erediens. Gemeenskap met God, soos 1 Korintiërs 11 sê, ons aanbid in die teenwoordigheid van engele, in die troonkamer van Christus. En dan, weet julle, dis nie al nie. Hy het nie net gaan sit nie. Hy het nie net ingegaan as ons hoof, en nou kan ons ook ingaan nie. Hy is aktief besig as koning, priester en profeet. Ons het vanoggend gesien, hy sit nie stil nie. Hy sit as smelter en reiniger. Hy's aktief besig om sy kerk te reinig in die smeltkroes van omstandighede en die vuur van sy woord. Hy regeer oor sy kerk in die heelal en verkondig sy woord, en waarop ons dan nou gaan fokus. Hy tree in as ons voorspraak. Hy tree in as ons voorspraak. Hy sit nie net en kyk wat gebeur nie. Hy's aktief besig. So wat doen hy daar as voorspraak of as advokaat? Dis 'n ander woordjie daarvoor. Wel, hy tree vir ons in, soos wat vers 34 van Romeine 8 sê. Hy wat nou aan die regterhand van God is, tree ook vir ons in. Hy werk as 'n middelaar, middelman, advokaat, wat ons saak verdedig in ons plek. Al ons sondes is deur sy volkome offer betaal, maar nou verdedig hy ons saak met die bewyse op die tafel. Daar in die hemel, daar by die heelal se regbank, daar staan hy self met die bewyse aan sy hande en voete. Die merke van sy offer. Hebreërs 9 vers 24 sê, Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Die enigste rowe, seerplekke in die hemel en op die nuwe aarde, gaan aan Jesus se hande en voete wees, om vir altyd te wys, die prys is betaal. Elke liewe sonde, elke aanklag op grond van daardie sonde, kan my nie in die hel laat beland as ek in Christus is nie. Want die prys is betaal. Wie is dit wat veroordeel? Christus het opgevaar en tree vir ons in met sy offer. Soos Hebreërs 8 ook dan sê, ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterkant van die troon van die majesteit
in die hemele. En die hoofpriester het die offer gebring, maar hy moes ook die offer in die allerheiligste van die tempel indra. En dis presies wat ons Here gedoen het. Hy het die offer gebring en sy bloed in die allerheiligste in die hemel ingedra as bewysstuk van sy offer. En daarmee saam bid hy nou vir ons sondes. En dit kon hy nie gedoen het as hy op aarde gebly het nie. Die priesterskap se toppunt was juis om met die offer bloed in die allerheiligste in te gaan as die bewys die slagting het plaasgevind. Daar sonder is Jesus nie volkome priester nie. Daarom kan ons bid, Vader, vergewe ons sondes. En Jesus is daar waar ek bid, Vader, vergewe my leuns. Jesus is daar met die bewys aan sy lyf, dat die prys betaal is. En hy bid as advokaat vir ons. Ons fokus baie op Christus se offer aan die kruis en tereg ook. Dit is die middelpunt wat gepreek moet word, soos Paulus ook sê, hy preek Christus as gekruisigde. Jesus het vir my gesterf. Maar hierdie is net so belangrik. Sonder Jesus wat nou by die Vader vir my intree met daardie offer se bewys, is ek nie reg voor God nie. As ek in hom is elke sonde, hoe erg dit ook mag wees, in Christus vergewe. Nie omdat ek so mooi bekeer het of mooi bid nie, maar omdat Jesus bid. Intree met sy offer. As ou sondes weer opkom en dit lyk of dit die werklike kinders van die Here kan verslind, dan staan hierdie waarheid vas. Daar's geen grond vir verdoemenis nie. Dis betaal. En daarom sê 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Hier is geen lisensie, natuurlik geen lisensie om aan te hou sondig nie. Ek kry juist die evangelie om te groei en heilig maak, om op te hou met my sondes, af te lê en na Christus toe te gaan. Maar as iemand gesondig het, en dis ons almal, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En daarmee sê Johannes, dis wat jy met jou sonde moet doen. In die vorige verse sê hy ook, juis, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. So baie van ons probleme, al die sielkunde probleme, lys is verskriklik belangrik, lank. Dis daarom dat ons nie weet wat om met ons sonde te doen nie. Ons vat hierdie nie ernstig op nie. Ons sondig en ons sondig en ons sondig en ons doen net niks daarmee nie. Want ons glo nie hierdie dat Jesus daar met sy offer by die Vader staan nie. Soos wat die reënboog vas staan as die teken dat die aarde nooit weer deur water sal vergaan voor Christus se koms nie. So seker staan Christus met sy offer, dat die wat in hom is, nooit weer beskuldig kan word tot verdoemenis nie. Sy hemelvaart sê, gaan gooi net jou sondes voor hom uit. Hy is
getrou en regverdig om dit te vergewe. Die priesters in die Ou Testament het ook die werk gehad om in te tree vir die volk in gebed, te bid vir die vergifnis van die volk se sondes, te bid vir seën. Die reukofferaltaar het heeltyd gebrand en hierdie geur laat opgaan wat die volk se gebede gesimboliseer het. En die tempel is waar die Here is, waar simbolies natuurlik ook, maar ook as 'n regtige seël, die Here is by sy volk. Maar hierdie priesters was almal net heenwysings na die groot priester, wat altyd vir ons leef om vir ons intree, sê Hebreërs 7 vers 25. Altyd leef om vir ons in te tree, en Jesus tree vir ons in, nie net met sy offer nie, maar ook in gebede, saam met die Gees, omdat ons gebede nog steeds bevlek is met sonde. Ons gebede en ons dade word aanvaarbaar gemaak voor God deur Jesus wat vir ons intree. God verhoor ons gebede omdat Jesus daar is. En ons goeie werke, al is dit bevlek met sonde, is aangename geur voor die Vader, want Jesus tree vir ons in. Maar dit ook is gegrond in sy offer. Daai reukofferaltaar in die tempel se kole moes van die brandofferaltaars inkom. Geen gebed kan opgaan voor die Here as 'n lekker ryk gebed, as dit nie gegrond is in die offer van Christus nie. So Jesus tree vir ons in, en hy bid ook, en hy bid vir ons dit wat hy in Johannes 17 vir sy Vader bid. En sy Vader sal hom altyd verhoor. Daar's niks van dit wat hy vra in Johannes 17 wat die Vader nie sal gee nie. Hy bid nie voorwaardelik nie. Hy bid direk vir sy skape. So hy vra nie as hulle mooi bekeer nie. Hy vra dit direk. Hy vra net en sy Vader gee. Hy bid daar in vers 24 van Johannes 17, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Jesus bid vir ons toekoms. En daarom is dit vas en seker. Ons het dit ook reeds. Omdat hy dit bid, weet ons sal ook gaan. Hy bid dat ons geheilig sal word in sy waarheid. Hy doen dit met sy offer as bewys en grond, soos ons nou net gesien het. Deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Hy maak my meer en meer soos wat hy is, en hy bid dit ook vir sy Vader. Maak hulle in my meer soos ek. Vorm hulle na my beeld, en dis presies wat die Vader doen in sy Seun. Dis waar ons volgens stil gestaan het. Jesus doen dit en hy bid dit van sy Vader. Elke sonde wat jy afsterf, elke goeie werk wat nou aangroei, is omdat Jesus daarvoor gevra het by sy Vader. Hy bid dat ons een sal wees, soos die Seun en die Vader een is. En daar is ons is objektief reeds absoluut een in Christus, alle gelowiges van alle tye. Maar dit word ook in tyd en plek organies duidelik as waarheid by gelowiges uitkom. Die waarheid van Christus bind ons saam. Ons is een in waarheid, die waarheid van wie Christus is, en daarom het ons gemeenskap met mekaar. En omdat Jesus bid met sy offer, kan ons regtig een wees. Dis die Vader wat dit gee in Jesus deur sy Gees, dat ons een kan wees in 'n gemeente. Elke keer as daar regtige liefde onder broeders is omdat Jesus daarvoor gebid het.
En weet julle, hierdie bid Jesus persoonlik by die Vader. Hy bid nie net in die algemeen, soos wat ons baie keer bid, wees met die siekes, en wie is dit nou? Hy bid by die naam. Hy weet presies vir wie hy bid. Hy weet presies wie sy skape is, soos wat hy gesê het, hulle wat U my gegee het. Hy weet presies wie dit is. Hy het daar aan die kruis geweet presies wie dit is, en hy weet nou presies vir wie hy bid. Hy bid vir jou by die naam. Hy noem jou naam vir sy Vader, op grond van sy littekens. En daarom, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. En daarom sê Paulus, daar's niks wat ons van sy liefde kan skei nie. Geen verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard nie. Geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge, hoogte of diepte of enige ander skepsel, sal ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Die geloof kan triomfeer, selfs in die ergste verdrukking. Want Jesus het opgevaar. Hy het as koning opgedaag by die poorte van die hemel en het ingegaan as oorwinnaar. Hy was regtig dood, maar hy lewe vir altyd om vir ons in te tree. Kyk na hom. Hy is die beginner, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Amen.